Goeienaand, baie welkom vir julle almal. Dit is lekker om julle almal te sien. Baie welkom. Ek hoop julle het 'n goeie naweek gehad. Vir almal aanlyn baie welkom ook vir julle. Dis vir ons lekker dat julle ook deel is van wat hier gebeur en vir die klomp daar in Kroonstad. Hallo Kroonstad. Lekker dat julle ook deel is en bymekaar kom en wat 'n voorreg dat ons saam met julle die pad kan stap ook. Nou ons het aan die einde van ons reeks gekom. Een vir almal, so ek gaan vir ons bid en dan gaan ons induik in die woord van die Here. So kom ons bid saam. Here, dankie vir u goedheid. Dankie vir die voorreg dat ons in die naam van Jesus hier by mekaar kan wees en party aanlyn, party hier, maar wat 'n voorreg dat ons ander mense in die naam van Jesus kan dien en vir die tyd wat ons hierdie paar weke net kon spandeer oor hierdie tema, dat dit gaan nie oor ons nie. Het gaan nie oor ons lewe nie. Ons leef nie meer vir onsself nie. In u leef ons vir u en dien ons mense. En ek wil kom bid, Here, dat u hierdie ding in ons harte sal vassement vandag ook en dat u woord sal oopbreek en waarhede in ons hart sal kom, sal deponeer. Sodat ons hierdie pad kan stap wat u wil hê ons moet stap. Kom gee vir ons die geloof om te doen, dit wat u vir ons vra om te doen. Seën ons, Here. Mag ons bewus wees van u, mag ons bewus wees van u liefde. Mag ons u stem duidelik hoor. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ons het aan die einde van ons reeks gekom, een vir almal. En in hierdie reeks het ons gekyk na verskeie dinge en die naam van die reeks kom uit 'n gedeelte wat Paulus skryf hier in 2 Korintiërs 5 waar hy sê dat die liefde van Christus dring ons. En dit is die motief, dis die motief van om te dien, dis die motief van om iets te doen vir iemand, is die liefde van Christus wat ons ervaar, dit dring ons om uit te gaan sodat ander mense dit kan beleef. En dan sê hy, omdat ons geoordeel het dat een vir almal, dis waar die naam vandaan kom, gesterf het, sy naam is Jesus, glo ons dat ons almal ons ou sondige lewe afgesterf het. Daar's 'n nuwe begin wat gebeur. Ons ou sondige natuur is afsterf, ons dood vir die sonde, ons leef op 'n nuwe manier, ons leef saam met Jesus. En dan sê hy het vir almal gesterf, sodat die wat lewe, die wat nuwe lewe het, die wat volgelinge van Jesus is, die wat in Jesus is, wat wedergebore is, nie meer vir hulself moet leef nie. En dis die hart van hierdie hele reeks. Is dat ons nie meer vir onsself sal leef nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het en opgewek is. Dat ons sal leef vir Jesus, wat dit vir ons gedoen het, en in die manier hoe ons leef vir hom is om te leef soos hy geleef het en te dien vir mense. En ons het gekyk na Jesus, wat sy disippels dien en hulle voete was. Ons het gekyk na Paulus en hoe hy sê dat God het aan ons die bediening van versoening toevertrou. Ons is die ambassadeurs, ons is die wat moet help om hierdie verhouding te herstel. En laasweek het ons gekyk na Maria, wat eintlik nie haar roeping heeltemal verstaan het en ons onduidelikhede en tog sê sy, ek sal wandel in hierdie, ek sal loop, ek sal doen wat u vir my vra om te doen. Nou, toe my kinders bietjie kleiner was en veral in kleuterskool en vroeë laerskool, dan baie keer wat gebeur het om in die middag kon ons nog saam eet, die program het dit nog toegelaat, en dan het ons saam gesit en eet en dan baie keer sal hulle dinge sê en dinge doen en dan sal ons sê, nee, wag 'n bietjie. In ons huis werk dit nie so nie. In ons huis praat ons nie so nie. In ons huis tree ons nie so op nie. Ek weet nie wat 'n maatjie doen dit by die skool nie, maar in hierdie huis werk dit nie so nie. In hierdie huis is dit nie ons doen nie. In hierdie spieshuis is dit nie ons praat en doen nie. En daar's iets van wie ons is en dit is dalk anders as wat ander ouens doen. En net soos jou huis anders as my huis, daar's sekere dinge wat jy doen in jou huis. En ons vind hierdie mikrokultuur op verskeie plekke. Ek bedoel, baie keer sou jou ma gesê, nee, soos jy nou optree is nie my gene, dis jou pa se gene. Dis nie hoe ons doen nie. Dis die skoon familie wat so werk. So ons sien dit, hoe dit baie keer uitspeel, of jy's in 'n sekere skool opset, en hoe dit lyk, jy het 'n sekere manier van hoe jy sport ondersteun, en hoe dit optree, en hoe jy wen, en al hierdie dinge, want dis hoe dit lyk binne in daai kultuur. Of jy werk vir 'n sekere maatskappy, en in daai maatskappy tree ons op 'n sekere manier op, of jy's in 'n koshuis, en in die koshuis is dit hoe ons dinge doen. Of jy skryf vir 'n sekere sportspan, en dan dis hoe ons optree as ondersteuners van hierdie span. En ons vind hierdie ding, en iets van wat ons vind binne in al hierdie is dat identiteit bepaal ons optrede. Omdat dit is wie jy is dit hoe jy optree. Jou identiteit bepaal hoe jy leef. En hierdie is waar van ons Christendom ook. Om dit op 'n ander manier te sê, wie ek is, bepaal wat ek doen. Wie ek is as volgeling van Jesus, wie ek is as Christen, wie ek is as kind van God, het 'n effek op hoe ek leef. Ek leef nie op 'n sekere manier sodat ek kind kan word. Ek leef nie op 'n sekere manier sodat ek deur God kan aanvaar word. Nee, omdat ek deur hom aanvaar is, omdat ek in sy geregtigheid is, omdat ek nuwe lewe het, leef ek op 'n sekere manier, doen ek sekere dinge.
En in die afgelope 3 weke wat ons eintlik na die boodskap gekyk het, sien jy dit uit. Jesus is in hierdie vertrek saam met sy disippels en hy is die belangrikste persoon in hierdie vertrek. Die Vader het alles aan hom gegee. En ten spyte van dit tree hy op soos wie hy is. Om te dien is nie net iets wat hy gedoen het nie, dis wie hy is. En hy dien sy disippels en hy was hulle voete. En dan sê hy vir hulle, ek is julle meester. Julle is heeltemal reg, dis wie ek is. Maar dis wat ek doen. En as julle my volgelinge is, as julle wil leef en doen soos wat ek doen, doen julle op dieselfde manier. Julle is daar om ander mense te dien en te dien waar ook al nodig is. Wanneer Paulus skryf in 2 Korintiërs 5, dan sê hy, luister, God kom maak julle nuut in Christus Jesus. En dan gee hy, as gevolg van wie julle is, gee hy vir julle die taak van versoening. Die Good News Bible sê dit so mooi in vers 18. And this is done by God. En verwys na vers 17 wat sê, dis nuwe lewe in hom. Die ou is verby, die nuwe het gekom. All this is done by God, who through Christ changed us from enemies into his friends. Hy het ons identiteit verander van vyande na vriende and gave us the task of making others his friends also. Dis iets wat God vir ons gee. Is dit nie mooi nie? Hy maak eers ons sy vriende en dan sê hy, okay, nou gaan julle, maak ander mense ook julle vriende. En daar sê ek Maria begin en die engel verskyn aan haar en sê, jy is 'n begenadigde van God, dis wie jy is. Jy moet jouself reg sien en hier is wat God sê, jy gaan die seun van God kry, jy gaan die ma wees en hy gaan groot wees. En dan sê hierdie paar vrae, maar hoe gaan dit werk? En sy vra onsekerhede. Maar dan op die ouene sê sy, ek is u dienares, dis wie ek is. Laat met my gebeur soos wat hy sê. Ek is bereid om dit uit te leef wie ek is binne hierdie. En selfs in Jesus se bekendste preek, die bergrede, Matteus 5, 6 en 7, begin hy en hy begin met die saligspreuke en hy sê geseënd is julle en hy 'n klomp verwysings en binne in dit wys hy iets van die koninkryk van God. Hoe werk die koninkryk van God? En hy maak dit baie duidelik dat ons moet besef iets van ons afhanklikheid van God. Ons kan nie onsself red nie. Daar's nie iets wat ons kan doen om gered te word nie. Dis hy wat dit doen. En ons moet in nederigheid besef dat dis hy wat dit doen en ons lewe oorgee aan hom, sodat ons deel van die koninkryk kan word. Ons kan nie werk vir ons verlossing nie. Maar dan vir die res van die preek sê hy, okay, omdat julle nie kan werk vir die verlossing nie, spring in die werk. En omdat julle in Christus is, nie deur julle eie werke nie, spring in die werk, want hier is hoe dit lyk. Dis julle identiteit. In vers 13 sê al, julle is die sout vir die aarde. Nie nou dat julle by Christus is en nou dat julle in die koninkryk is, tree meer op so sout nie. Nee, hy sê, dis wie julle is. Julle is die sout. Julle is daar om te perseveer, om seker te maak dat alles nie verwoes deur sonde en goeders nie. Julle is daar om smaak te bring in smakelose situasies. Dis wie julle is. Sout om dit net so te eet met 'n lepel, dis nie 'n goeie plan nie. En dis nie lekker nie. Maar 'n bietjie sout maak alle kos beter smaak. En dis wanneer ek en jy sout is en ons bring smaak en ons sprinkel dit binne in ons omgewings en waar ons leef, dat dinge kan verander. En dan sê hy, maar as sout verslaan het, hoe kry mense dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. As jy leef en jy maak geen verskil waar jy leef nie, wat is die moeite werd? Wat is die doel daarvan dat God jou gered het en gesout het en niks verander nie? Jy as volgeling van Jesus maak nie dinge beter en los dinge beter nie. Dan is jy niks meer werd nie. God het jou nie gered en jou gesout net sodat jy kan kerk toe kom nie. Net sodat jy in die soutpot kan bly nie. Sout in die soutpot beteken niks nie. Maar dit moet besprinkel word oor die kos sodat dit kan smaak gee. En ek en jy het nodig om uit te gaan en smaak te bring en te perseveer in die wêreld waar ons leef. En dan sê hy, julle is die lig vir die wêreld. Weer eens, dis eers identiteit, dan aktiwiteit. Nie omdat julle nou in Christus is, moet julle meer so optree nie. Nee, dis wie julle is. Julle is lig in hierdie wêreld. Julle is daar om die duisternis te verdryf. Julle moet skyn in hierdie wêreld en julle moet lig bring in hierdie wêreld. As jy 'n flits aansit, dan skyn jy hom in die donker in. Jy sit nie 'n flits aan en skyn hom op jouself nie. So jy maak skerry gesigte dan vir almal wat jou sien en jy verblind jouself. En dis baie keer die gevaar dat as ons vir onsself lewe en ons skyn vir onsself, dan word ons blind vir wat die behoefte daar buite is en wat nodig is daar buite. Die flits is gemaak om die donker te verdryf, in dit in te skyn. Hy sê dis wie jy is. Word jou wêreld verhelder omdat jy daar is. Die plek waar jy leef, waar jy werk.
verdryf jy die duister. Dan sê hy, 'n stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En hy praat in 'n sekere sin van Israel, en dat God wou hê dat hulle so 'n ander volk moet wees, dat hulle op so 'n ander manier moet leef as die res van die volke, dat hulle op so 'n ander manier dinge moet doen, dat dit duidelik sal wees vir al hierdie volke, dat hulle het 'n werklike God, hulle het 'n magtige God, en wat daar gebeur by hulle, en wat gebeur deur hulle, en hoe hulle tot seën is vir die res van die wêreld, moet maak dat hulle God reg is, en ons weet waarmee ons besig is. Maar dan vat hy dit terug na die individu toe, dan sê hy ook, steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstander, en dit gee lig vir almal in die huis. Dit is gemaak om te skyn daar buite. En dis wie ek en jy is. Dis wat ons moet doen in hierdie wêreld. Want te veel keer leef ons en ons doen sekere dinge wat maak dat ons hierdie lig wegsteek onder 'n emmer. En ek dink een van die eerste dinge wat maak dat ons hierdie lig wegsteek, is ons eie trots. En dit wat ons wil hê, dit moet gaan oor onsself. Die son is die bron van lig, die maan weerkaats net die sonlig. En wanneer ons die son wil wees, en wanneer ons die center of attention wil wees, en in die middel moet wees, dan eintlik wat ons doen is, ons sit 'n emmer oor die lig wat ons gaan skyn in hierdie wêreld. En dit bring eintlik 'n weerstand in hierdie wêreld. Maar wanneer ons die lig van Jesus net reflekteer, en dit gaan nie oor ons nie, en in nederigheid, dit gaan oor hom, en mense, dan skyn hierdie lig helder. Ek dink 'n ander ding is dat ons word so afgelei deur die blink goed in hierdie wêreld. En deur die materiële goeders in hierdie wêreld, dat ons mis waaroor dit eintlik gaan. Niemand, en hier is die ding, niemand word een oggend wakker en sê, vandag gaan ek nie meer die prioriteite van God in my lewe 'n prioriteit maak. Nee, maar ons word so afgelei deur die dinge van hierdie wêreld, en op 'n stadium kry ons op 'n plek, dat dit wat God se prioriteit is, sy mense, verlore mense, sy goeie nuus, dat dit net nie meer prioriteit in ons lewe is, omdat dinge in hierdie wêreld belangrik geword het. En ek dink 'n ander ding wat maak dat ons die lig onder 'n emmer sit, is ons eie vrees. Vrees om die goeie nuus van Jesus te deel. Goeie nuus te deel met mense, en vir mense te sê van Jesus, en te leef sodat hulle iets van Jesus kan leer ken. Kan jy dink, ek en jy, en Paulus drink koffie. En ons praat met Paulus, en ons sê vir hom, luister Paulus, dis vir ons moeilik om by ons werk, of by ons koshuis, of in ons skool, te praat oor die Here Jesus. En Paulus is dalk soos, okay, ek verstaan hoekom jy bang is om dit te doen. Want sekerlik, jy gaan jou werk verloor. Dis seker wat gaan gebeur as jy oor Jesus praat. En ek en jy gaan net wees soos, nee, dis nie eintlik dit nie. Paulus is, okay, ek besef, hulle gaan jou familie in die tronk gooi. Dis seker wat gaan gebeur. Nee, dis ook nie eintlik dit nie. Dit gaan ook nie gebeur nie. Okay, ek weet, dis leeu's. Hulle gaan jou vir die leeu's gee. Dis eintlik wat gaan gebeur. Soos nee, is ook nie leeu's nie. Dis net, Paulus is net ongemaklik. Ek dink vir Paulus gaan wees soos, wat? Is dit die enigste rede? Ek dink Paulus is in die eerste kategorie in sy kop vir ongemak nie. Baie keer is dit juis wat maak dat ons lig nie kan skyn nie, omdat ons 'n vrees het vir wat mense gaan dink, eerder as wat God gaan dink. En dan sê Jesus, laat julle lig so voor die mense skyn, dat julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. Later sou Jesus sê, luister, moenie dinge doen sodat mense julle kan sien, en nie sê, doen dit sodat julle lig kan skyn. So wat hierin is dit nou? Maar ek dink wat Jesus hier sê is, luister, leef op so 'n manier. Leef op 'n manier van wie julle is in Christus. Laat julle so beheps wees met skatte in die hemel, en met 'n lewende hoop in die ewige en in die hemel, dat die manier hoe julle leef en die waardesisteem wat julle het, dat dit 'n invloed het op wat julle doen, en wat se besluite julle maak, en hoe julle werk, en wat julle werk, en hoe julle besigheid doen, en hoe julle kinders grootmaak, en hoe julle verhoudings bou, dat die wêreld nie anderste kan as om te sien dat wie in beheer van jou lewe is iemand anders as nie. En dat hulle hom sal soek, en hom sal leer ken. Paulus sê, want Jesus sê, dis wie julle is, so leef op hierdie manier. Paulus sê dieselfde ding. In Efesiërs 2 dan verduidelik hy die evangelie van, wat is die evangelie, wat het gebeur, en hoe het ons in hierdie koninkryk gekom, en dan aan die einde wat hy dit verduidelik, en duidelik maak, dis deur geloof, dis uitgenade deur geloof, en dis nie deur ons werk, en dan sê hy in vers 10, want ons is God se handewerk, ons is sy handewerk, ons is gemaak deur hom, en dan sê hy het ons in ons eenheidsband met Christus Jesus so gemaak, dat ons die goeie werke wat hy vir ons bestem het, kan uitleef. Hier's wat jy moet weet, God het jou gemaak om goeie werke uit te leef. In Christus Jesus het God 'n plan vir jou en 'n doel vir jou, en hy wil hê jy moet dit uitleef in hierdie wêreld. Dis wie jy is. Jy is gemaak om 'n verskil te maak in hierdie wêreld. Jy is gemaak om nie net te ontvang nie, jy is gemaak om te gee. Jy is gemaak om 'n bydrae te maak in hierdie lewe. Ek en jy is gered sodat ons kan dien. Ons is gemaak om te dien.
Ons het gawes ontvang sodat ons kan dien. Ons is gevorm vir bediening met gawes en passies en natuurlike vermoë en persoonlikheid en ons deur sekere ervaring sodat ons kan dien. En die Bybel gee 'n duidelike opdrag dat ons moet aan mense dien. Dit is 'n opdrag van God. In 1 Petrus dan staan, God het aan elkeen van julle 'n genadegawe gegee. Hy het jou op 'n sekere manier gevorm en deel van dit is geestelike gawes en hy het dit vir jou gegee. En met hierdie gawes moet julle mekaar dien, dis 'n opdrag, sodat God se ryk genade deur julle na mekaar toe kan vloei. Want in die proses wat jy dien, vloei iets van God se genade na mense toe. Word jy 'n brug tussen God en mense, sodat sy genade kan deurvloei na mense toe. Sê, dis wie hulle is. En wanneer ons Jesus volg, en wanneer ons wil leef soos hy, en meer wil word soos hy, is dit nodig dat ons sal optree en dien soos hy. In Matteus 20 staan daar, so is dit met die seun van die mens, hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om ook te dien. En as ons hom wil volg, meer en meer soos hy wil word in ons diensbaarheid, moet ons met hierdie wete ingaan, dat ons is hier om te dien. Ons is hier om 'n verskil te maak. Nou, ons 'n gedeelte, wat al 4 evangelies ons vertel van 'n gebeurtenis, is 'n baie bekende gedeelte, al het jy nie groot geword in kerk en sou jy heel moontlik al gehoor het van hierdie gedeelte. Dis die enigste wonderwerk wat in al 4 evangelies opgeteken is, boonbehalwe die opstanding van Jesus Christus uit die dood uit. En wat hier gebeur is in hierdie gedeelte dink ek is daar iets wat ek en jy kan leer, hoe ons kan dien soos Jesus. En indien ons kan sien hoe Jesus hier leef, en ons besef hierdie eienskappe wat Jesus tentoonstel, en ons kweek dit in ons eie lewe, kan ons meer en meer dien soos Jesus. En net voordat hierdie gebeurtenis gebeur het Jesus en sy disippels eintlik 'n besige tyd gehad in bediening. Eerstens is hy verwerp in Nasaret, sy tuisdorp, en dan stuur hy die disippels uit en hulle gaan verkondig die evangelie, hulle kom terug en hulle vertel wat hulle geleer het en wat hulle ervaar het, en hulle wil hierdie prosesseer, en in die proses hoor hulle van Johannes die Doper wat tussentyd dood is, en hulle wil dit prosesseer, en Jesus sê, kom ons gaan na die ander kant van die meer toe, hier is te veel mense, sodat ons net deur hierdie dinge kan praat en deur hierdie dinge kan werk. Die mense hoor egter daar toe hulle op pad is, en hulle hardloop om en kry hulle aan die ander kant, en toe hulle daar kom, is hulle reeds daar en hulle wag vir hulle daar. En ten spyte van dit, sien ons iets van die eienskappe wat Christus tentoonstel, oor hoe hy mense dien. Ons lees in Markus 6, toe Jesus uit die skei klim, het hy groot menigte mense daar gesien, en hy het hulle innig jammer gekry. Sien die hart van God vir hierdie mense. Hy het eintlik 'n ander plan gehad, maar tog het hy hart vir die mense, hy kry hulle innig jammer. Hy het 'n meelewing, hy het 'n gevoel vir hulle, want hulle was so skape wat nie 'n wagter het nie. En hy het hulle toe baie uitvoerig begin leer. En Jesus begin hulle leer en ten spyte van wat hy ander planne gehad het. En ek dink hier is die eerste ding wat jy moet sien, en hier is die eerste eienskap wat ek en jy moet kweek, indien ons meer en meer wil dien soos Jesus. En dit is om te dien soos Jesus, wie is beskikbaar. Jesus het baie keer gestop waarmee hy besig was en omgesien na die behoeftes van mense. As ek en jy wil dien soos Jesus, moet ek en jy gewillig wees om onderbreek te word. Gaan lees die evangelies. Baie van die wonderwerke wat Jesus gedoen het, was 'n onderbreking van waarmee hy besig was. Hy's besig om mense te leer, en skielik breek ouens die dak oop en hulle sakke verlamde man, en dan gebeur 'n wonderwerk. Jesus is op pad iewers heen om 'n dogtertjie wat siek is te gaan genees, en dan is hier 'n ander vrou wat ook genesing nodig, en hy stop en hy bedien haar. Jesus is by 'n troue en hulle geniet troue, en dan raak die wyn op, en dan stop hulle om waarmee hy besig is soos en sê, hoorie, help hierso. En elke keer sien jy dit, en ek dink daar moet iets in ons hart, moet ons vasmaak, dat indien ons soos wil dien soos Jesus, moet ons bereid wees dat ons agenda meer los is. En ons kalender en wat daar gebeur, dat dit kan onderbreek word deur die behoeftes wat God sien. En deur die behoeftes wat ons raak sien van mense. In Spreuke 3, moenie vir iemand sê, gaan eers terug en kom môre weer, dan help ek jou, as jy nou reeds kan help nie. Ek dink dit is belangrik. Ek en jy ons gaan baie behoeftes sien. Jy hoef nie ver te kyk om behoeftes raak te sien nie. Jy hoef nie ver te kyk om te sien iemand wat in nood is nie. Maar dit is ons bereid om te stop. John Wesley het dit so mooi gesê, hy was die vader eintlik van die Methodiste kerk. Hy sê, do all the good you can, by all the means you can, by all the ways you can, in all the places you can, and at all times you can, to all the people you can, as long as you ever can. Kom ek lees dit weer, want ons baie kans hier so, en ek sê ek verloor heel dit. Do all the good you can, by all the means you can, by all the ways you can, in all the places you can, and at all times you can, to all the people you can, as long
as you ever can. En dit gaan beteken dat jy soms moet onderbreek word. Ek dink die grootste vyand van ons om liefde te hê vir mense en mense te dien, is die spoed van ons lewe. Ons is net te besig. Ons is net te besig. En as jy net te besig is met jou agenda, met jou kalender, met waarmee jy doen, is daar nie tyd om te sien na die behoeftes van mense nie. Ek dink die tweede probleem, en die tweede vyand wat keer dat ons mense dien, is dat ons wil dinge perfek hê. Ons moet perfek wees voordat ons kan dien. Ons moet eers op 'n regte plek wees sodat ons ander mense kan dien, voordat ons 'n klein groep bleier kan wees, voordat ons 'n plek kan skep waar mense bymekaar kan kom. As die kinders net eers in die huis is, dan kan ons dien. As die skoolprogram net eers verby is, as my eksamen net eers verby is, as hierdie net eers is, as alles net reg is en perfek is, dan sal ek dien. En as jy wag vir die perfekte omstandighede en dat jy op die perfekte plek is, gaan jy nooit dien nie. Prediker 11 sê, as 'n mens wil wag totdat die wind presies reg waai, sal jy nooit so ver kom om te saai nie. En as jy wil wag totdat die wolke heeltemal reg is, sal jy nooit oes nie. Daar gaan nooit 'n perfekte tyd wees nie. En dit keer dat ons mense kan dien. Jesus is hier tussen al hierdie mense, en hy leer hulle, en hy het 'n hart vir hulle. En dan lees ons, toe dit al baie laat was, het Jesus die disippels vir hom kom sê, en hulle doen wat ek en jy baie keer doen. Ons bring die probleem na hom toe. Dit is 'n afgeleë plek hierdie, en dit is al baie laat. Stuur die mense terug, sodat hulle op die plase in die omtrek en in die dorpies vir hulle iets te ete kan loop. Hier is die disippels, en hulle sien, hier is 'n probleem, en hulle sien hier is 'n behoefte, en dan kom hulle met 'n oplossing, en hulle vertel vir Jesus daarvan. En dit is presies wat ons doen. Ons sien 'n probleem, en dan voel ons moet dit vir iemand sê. En as ons dit vir iemand gesê het, of vir die Here gesê het, het ons verantwoordelikheid geneem, en daarom is dit nie meer ons verantwoordelikheid. Waar ek keer kom sê mense dit vir die kerk, hulle kom sê dit vir ons. Hulle sê, luister, hier is 'n probleem, julle moet iets daaraan doen. En as ek sou reageer soos wat Jesus gereageer het, sal mense nie altyd vir my nie. Want dis wat Jesus sê. Gee julle vir hulle iets om te eet. Doen julle iets daaraan. Hy gooi die bal net weer terug na hulle toe en sê, okay, maar doen julle iets daaraan. Julle het die probleem gesien. Doen julle iets daaraan. En ek dink dis die tweede ding wat ons moet sien as ons wil dien soos Jesus, is dat ons moet in aksie kom. Ons moet beweegbaar wees. Ons moet gewillig wees om te beweeg. Ons moet nie net sê, hier is die probleem en dan sit ons agteroor nie. Nee, ons moet in beweging kom. Ons moet oorgaan in aksie. Galasiërs sê, solank ons die geleentheid het, moet ons dis aan almal goed doen. Ons moet iets doen. 2 Timoteus sê, hy het ons gered en ons geroep. Ons is nie net gered nie, ons is geroep om iets te vervul, om in toewyding aan hom te leef. Jesus sê, geseënd is julle as julle dit doen. Dis wanneer ons in beweging kom. En dan doen hulle presies wat ons doen. Wanneer Jesus sê, okay, doen julle iets daaraan, dan kyk ons na onsself, ons kyk na ons vermoë, ons kyk na ons geld, ons kyk na ons tyd, en ons soos, daar is nog steeds 'n probleem. En hulle sê, moet ons met 200 mense se dagloon brood gaan koop, om vir hulle iets te ete te gee? Dit gaan baie, ons is net 12, en dit gaan baie geld vat, en baie dinge om hierdie probleem op te los. En dan sê Jesus weer eens, hy gooi die bal weer terug. Hy sê, hoeveel brood het julle? Gaan kyk. Wat het julle om by te dra tot hierdie? Julle sien die probleem, julle nood, maar wat het julle reeds wat ons mee kan werk? Wat is dit wat reeds in jou hande is? Hoeveel het jy reeds? Wat is die klere wat jy reeds kan gee? Dankie vir al die klere vir Strietsel. Wat is die persoonlikheid wat jy reeds het? Wat is die talente wat jy reeds het? Wat is die vermoëns wat jy reeds het? Wat is die huis wat jy reeds het? Wat is dit wat jy reeds het? Gaan kyk. En nadat hulle gaan kyk het, sê hulle 5 en 2 visse. En dis nie eens ons eie nie. So hier gaan hulle, en kan jy dink, so Jesus sê, okay, gaan kyk wat het julle vir hierdie probleem. Obviously mense honger, julle het geïdentifiseer, gaan kyk. Okay, ons het gaan rondsoek, ons kry 'n seentjie, en hy het 5 brode en 2 visse. En kan jy dink hulle bring het, en onthou, ons lees later dat was, net die mans was 5,000. Kom ons sit vrouens en kinders by, kom ons sê het was 15,000 mense. So hulle kyk na hierdie mense, en hulle kom en sê, 5 en 2. Dit is ons steeds 'n probleem. En weet jy wat Jesus sê nie? Great. Dis perfek. Ek kan niks daarmee doen. Dis wonderlik nie. Inteendeel, Jesus sê, terwyl julle in beweging is, kom ons gaan verder in beweging. Terwyl julle besig is om 'n oplossing te kry, hou aan. Hy sê, hy het vir hulle opdrag gegee om al die mense klompies op die groen gras te laat sit om te eet. So hier kom hulle en sê, okay, ons het 5 brood, 2 visse, en hulle dink Jesus gaan iets doen en sê, okay, weet wat nou gebeur? Hy sê so lank vir die mense, hulle moet in groepies van 50 en 100 sit, sodat ons kan eet. En dan dink die disippels is soos, goed. So hier gaan hulle na die mense toe, en sê, luister, kan julle net 'n groepie van 50 maak 'n sirkeltjie, ons gaan
Ons gaan eet. Eet, is daar koswaantjie, waar is KFC opgedag, Spur, waar? Ons gaan nou oor dit praat nie, maak lank 'n groepie van 50, hier gaan ons 'n groepie van 100 maak. En so gaan hulle deur al hierdie mense en hulle maak groepies. En hulle het nog steeds nie eintlik 'n antwoord vir hierdie nie, maar dit vat geloof. En hulle loop in geloof en hulle doen wat Jesus gesê het hulle moet doen. Mense het in groepe van 100 en in groepe van 50 gaan sit. En toe het Jesus die 5 brode en die 2 visse geneem, nadat hulle iets gedoen het. Kyk mooi. En hy het na die hemel opgekyk en hy die seun gevra. En daarna het hy die brood gebreek en dit vir sy disippels gegee om aan die mense voor te sit. Hy het ook die 2 visse onder hulle almal verdeel. En hier is Jesus, almal sit en hulle het die werk gedoen en hy sê, okay, en hy bid vir die Here en hier begin Jesus en hy breek hierdie brood en hy breek hierdie vis en hy sê, okay, gaan julle deel dit uit. Gaan julle en deel dit uit. En hulle begin uitdeel. En hulle begin uitdeel. En ons is seker, het Jesus die hele tyd gebreek en het die vermeerder? Of het dit vermeerder soos wat hulle dit uitdeel en die broodjie wil net nie kleiner nie, maar ons bly uitdeel. Ons weet nie presies nie, die Bybel is nie duidelik oor dit nie. Maar wat ook al gebeur is, hulle hou aan. En hulle hou aan. En hulle hou aan. En hulle hou aan. En hier is Jesus en daar deur aan die ander kant is nog mense. En hulle kan nie sien wat hier gebeur nie, maar die disippels vat wat hier gebeur tot daar. En hulle hou aangee, en hulle hou aangee, en hulle hou aangee. En hulle hou nie op totdat dit klaar is nie. En dit bring my by die derde ding wat ons moet sien. As ons wil dien soos Jesus, moet ons betroubaar wees. Ons moet doen wat vir ons gegee is om te doen. Ons moet die opdragte uitvoer wat Jesus ons gegee het. 1 Korintiërs 4:2 sê, bedienaars van hulle word verwag dat elkeen van hulle getrou bevind sal word. Ek en jy moet getrou wees, ons moet betroubaar wees in die hande van die Here. En dan moet ons die taak voltooi wat God vir ons gegee het om te doen. In Johannes 17, dan bid Jesus, hy sê, ek het u op die aarde verheerlik. Ek het eer aan u gebring. Hoe het Jesus dit gedoen? Deur die werk te voltooi wat u aan my gegee het. 'n Manier hoe ons God kan verheerlik as ons wil dien soos Jesus, is om die taak te voltooi wat God vir ons gegee het om te doen. En ek en jy, net soos Jesus, kan hom aanhou dien tot die dag wat ons doodgaan. Jy gaan miskien aftree ergens van jou werk, maar jy gaan nooit aftree van om Jesus te dien en mense te dien. Dis iets wat vir die res van jou lewe gaan wees, al is jy afgetree. En jy en ek het die voorreg om die taak te voltooi, en ek wil hê dat jy dit kan sê as jy in die hemel kom. Here, ek het die taak voltooi wat u vir my gegee het. Ek het gedien tot op die einde, net soos Jesus. En hy sê disippels, hulle deel uit en hulle voltooi die taak, en ons lees hoe hulle dit voltooi het. Al die mense het geëet en genoeg gekry. En ek dink ons mis wat hierna gebeur. Ons mis hoe God net vir hulle geloof wil bou. Hulle het nog 12 mandjies vol bymekaar gemaak van die stukke brood en die vis. Hoeveel disippels was daar? 12. Hoeveel mandjies was daar oor? 12. En dis asof God sê, okay, dien die mense, en nadat die mense bedien is daar ook iets vir julle. Dis wat Jesus sê, geseënd is julle as julle dit doen. Die seëning lê in die doen, daar's iets wat jy uit dit ook gaan kry. En jy doen dit nie vir dit nie, maar dis goed. Dis tot seën, dis meer geseënd om te gee as om te ontvang. En hulle doen dit. Johannes vertel vir ons, dat luister dat hierdie was net die begin van iets meer. In Johannes 6 dan skryf hy, toe die mense die wonderteken sien wat Jesus gedoen het. En hier is die ding, jy moet besef, wie die brood uitgedeel aan hulle? Die disippels. En ek dink daar was mense wat daar deur ver gesit, onthou, kom ons sê 15,000 mense, hier waar Jesus iets gedoen het, en daar waar hulle is, kon hulle nie sien wat hier gebeur het. Daar was nie groot screens gewees en kameras nie. Hulle kon nie sien wat hier gebeur het nie. Al wat hulle gesien het, is dat die disippels deel hierdie brood uit. Maar ten spyte van die feit dat die disippels gedien het, wie het hulle raak gesien vir Jesus? En dis eintlik hoe ons moet dien. Toe hulle die mense die wonderteken sien wat Jesus gedoen het, het hulle gesê, hy is werklik die profeet, die een wat na die wêreld toe moes kom. Jesus sou later gesprek met hierdie selfde mense en sê, ek is die brood van die lewe. Die brood wat vermeerder was, het nooit gegaan oor die brood wat vermeerder word nie. Dit was 'n teken wat gewys het na wie Jesus is. En wie hy wil wees vir hierdie mense. Die rede hoekom ek en jy dien, die rede hoekom ons streets toe hou en klere uitdeel vir mense is nie sodat hulle kan klere kry nie.
Dis om 'n brug te bou dat die liefde van God van hier af na mense toe kan beweeg. Die rede hoekom ons by onkologie betrokke is en die tuine mooi maak en plante plant en die geete skoonmaak is nie om die tuine mooi te maak nie. En 'n plek te skep waar mense saam met hul familie kan kuier. Nee, dis sodat die liefde van God van hier af kan beweeg na mense toe. Dat ons 'n brug kan bou sodat mense iets van God kan sien, vir Jesus kan sien. Sodat hulle hom kan beleef. In Korintiërs 15 sê, gee altyd julle allerbeste vir die Here se werk. Want julle weet, voor die Here is alles wat julle doen die moeite werd. Gee jou beste vir die Here. Want alles is die moeite werd. En alles sluit selfs die kleinste dinge in. Die kleinste dinge wat jy doen vir die Here, tel punte. Die storie word vertel van, daar was een aand 'n evangelis by 'n kerk. En dit was vol gepak gewees. En daar 2 seuns kom maar aan en hulle wil deel wees van hierdie, maar dit is so vol en besluit nie, hulle gaan huis toe. Maar daar's iemand wat groet by die deure. Hy sê, kom ons kry vir julle sitplek. Ek gaan vir julle sitplek kry. En hy loop en hy soek en hy kry 'n sitplek, 2 sitplekke en hulle 2 sit daar. En al 2 hierdie seuns kom tot bekering. Omdat een persoon by die deur iets gedoen het. Ons weet eers wat sy naam nie. Sodat hulle sitplek kan kry. Een van hierdie seuns se naam is Billy Graham. Wat vir miljoene mense die evangelie gebring het. En gemaak het dat talle mense tot bekering gekom het. Dink julle in die hemel gaan daai ou wat vir hulle sitplek aangewys het, dat dit die moeite werd was? Dis deel van die alles. Dis deel van die alles. Dit wat jy doen vir die Here, maak saak. Maak nie saak hoe dit klein is. Kom ek vra jou 'n paar vrae. Weet jy wat is die name van die mense wat raamwerke uitdeel in jou groep by die deure? Weet jy wat is die name van die mense wat in die week hier skoonmaak en blaadjies weer terugsit en die potlode skerp maak? Weet jy die naam van die mense wat reg kry dat jy na die tyd kan koffie en tee kan geniet en die ligte aansit sodat jy ergens 'n plek kan hê? Wat die kinders leer. Jy moet vir die Here dankie sê vir daai mense. En die meeste van hulle is vennote, vrywilligers wat jy dalk nooit hulle naam sal weet nie. En weet jy hoekom doen hulle dit? Hulle doen dit om 'n plek te skep sodat jy nie hulle sal sien nie, maar vir Jesus sal sien. En dat jy hom sal beleef. Dat jy hom sal ontmoet. Hulle bou brûe tussen God en jou. Sien, ons as gemeente bestaan om God te ken en hom bekend te maak deur mekaar terwyl ons mekaar liefhet. En die manier hoe ons Jesus bekend maak is deur te dien en te deel. Ons dien mense met Jesus en ons deel Jesus met mense. Ons dien mense in die naam van Jesus, met die liefde van Jesus, met die genade van Jesus, wat ons beleef het. Die liefde van God dring ons. Maar ons deel Jesus met mense. Om net mense te dien sonder Jesus is net nice. En daar's mense wat nie gelowig is en wat dit ook doen. Maar ons bou brûe vir hom, sodat hy bekend kan word. Johannes skryf in Johannes 1, dan sê hy, die woord, Jesus, het mens geword. En hy het onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien. Die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Die manier hoe mense vandag God sien in hierdie wêreld, is Jesus is nie. Maar sy liggaam is nog hier. Sy kerk is nog hier. En die manier hoe hulle hom sien, en die genade van God sien, en die waarheid van God beleef, is deur sy mense, is deur sy kerk. En wanneer ek en jy dien, en wanneer ek en jy in die naam van Jesus mense dien, en brûe bou, sodat die liefde van God van hier af soontoe kan beweeg, en dat iets van God se genade en sy waarheid van hier af na mense toe kan beweeg, sien hulle hom. Dan sien die woord wat mens geword het, en in ons kom woon het. En die vraag is, wat te bydra gaan jy maak? Wat is die stories wat gaan vertel word oor jou, wat gedien het? En wat mense iets gaan beleef het van Jesus, oor dat jy 'n brug gebou het. Miskien gaan jy eers eendag jou dankie in die hemel kry. Maar weet dat alles wat jy doen, tel punte. Alles is die moeite werd. Oor 200 jaar gaan dit nog punte tel. Dis die woord van God. Dis Jesus wat lewens verander. Deel van julle geld vir sending gaan na Bybelprojekte toe, om die Bybel te vertaal te kry, vir mense wat nie die Bybel in hulle eie taal het nie. Laasweek het ek die voorreg gehad, die was 'n span mense gewees,
wat ons ondersteun in Bybelvertaling. Hulle werk in Noord-Afrika om die Bybel te vertaal vir 'n groep mense wat nie die Bybel in eie taal het nie. En ek kan onthou laas het ek vir gesê, luister, ons wil geld gee. Genoeg gee sodat ons die evangelie van Markus kan vertaal. Dit kos omtrent $35, Amerikaanse dollar, om 'n versie te vertaal. En ons wil genoeg gee sodat die evangelie van Markus vertaal kan word. En wat ek nie geweet het nie, hulle kom toe en hulle vertel vir my laasweek en sê die evangelie van Markus is klaar. Is klaar vertaal. Hulle het dit in audio. Hulle gaan dit begin in die volgende 2-3 jaar gaan dit begin uitgaan sodat hierdie mense in hulle dialek die goeie nuus van Jesus kan hoor. En dan gaan dit in die Bybel kom sodat hulle dit kan sien. Wat ek nie geweet het nie, min wetend, is dat die evangelie van Markus is verskriklik belangrik vir hierdie mense in Libië, want hulle glo dat Markus kom van Libië af. En dan selfs 'n grot daar wat hulle sê hulle dink hy het die evangelie daar geskryf. En dis hoekom hulle begin het met die evangelie van Markus. Net soos hulle glo dat Simon wat die kruis gedra het van Jesus ook van Libië afkom. En hulle het nodig om dit in hulle eie taal en hulle eie skrif te kan sien. Een van die organisasies waarby ons gaan betrokke raak al hoe meer is die Gideons. En baie van julle ken en het al gehoor van die Gideons en hulle is vanaand hier, hulle was by al 3 dienste. Dan gaan Nico kom 'n kans gee om iets met julle te deel. En ek wil jou aanmoedig. Miskien is die plek vir jou om te dien nie by die projekte wat ons het nie. Of nie by Street Store nie, of nie as 'n klein groep leier nie, maar miskien is jy ergens, jy het 'n passie vir die woord en te sien dat mense die woord kry. En miskien is die Gideons 'n plek waar jy kan betrokke raak. Hier's 'n klomp jong manne. Hier's 'n klomp jong mense hier en miskien wil ek jou aanmoedig dat jy sal mooi luister wat gesê word. Miskien is dit 'n plek waar jy kan begin iets doen. Ek het nou 'n dag met 'n oom gepraat. Hy's 'n Gideon, hy's in ons gemeente, hy's van 1986 al reeds besig saam met hulle. Miskien is dit 'n platform. So gaan ons bid en daarna gaan ek vir Nico kans gee om met julle te gesels en iets te deel en ek wil jou uitnooi as jy meer wil uitvind, kom praat na die tyd met hulle. Kom hoor. En jy gaan stories hoor wat hulle vertel en hulle is aan die voorpunt van hierdie stories. Omdat hulle dien. En wanneer ons dien is daar stories wat ons kan vertel oor hoe mense Jesus ontmoet het. Watter stories kan jy tans vertel? Watter stories sou jy wou vertel? Kom ek bid vir ons. Vader, U is 'n goeie God. Dankie dat U ons lief gehad het en nog steeds lief het. En dat U U seun gestuur het. Dankie dat ons kan leef in 'n nuwe lewe. En dankie dat U ons wil gebruik om U liefde sigbaar te maak in hierdie wêreld. Sodat ons kan dien, sodat mense U kan sien. Dankie vir U woord. Dankie vir U Gees. Dankie vir U kerk. Here, mag U hierdie ding in ons hart vasmaak. Dat wie ons is, U kinders, U volgelinge. Ons het gekom om te dien. Ons is hier om te dien. Ons is hier om te soek. Save people, serve people. Found people, find people. Dis wie ons is. Seën ons, Here. Help ons. In Jesus naam. Amen.